Okay, ek wil vir julle baie welkom sê vanoggend in die kerk. Die wat ek nie aangevat het nie. Die wat ek aangevat het, voel welkom, dink ek. Net so 'n saakie of wat. Ek dra kruisie om 'n spesifieke rede. Dis nie dat ek aan 'n ander kerk behoort nie. Hierdie kruisie is gemaak by 'n rehabilitasiesentrum in die Kaap, waar ouens wat verslaaf is, dit doen vir 'n fondsinsamelingkie. Hy's gemaak uit spykers wat 'n perde se skoene mee vasslaan. So hy het my so 'n stukkie sentiment. Daar's iets aan die heelmakingsproses van die Here. Dis hoekom ek 'n kruisie dra. Ek voel benoud as ek das dra, want ek oud geraak het, maak dit das my vreeslik benoud. En toe het ek die ding gekry. Nou het hy vir my simboliese waarde. Die Here maak heel, en dit is vir my wonderlik om dit om my nek te kan dra. So ek is nie rooms nie. Is dit okay? Ek is nog so moralis gereformeerd. Bromelt is baie meer gereformeerd as ek, so hy sal my kort vat as ek nie gereformeerd is nie. Maar baie welkom vir almal hier. Die ander ding, my stem het weggeraak die week. Ek het hier rondgeloop en toe ek hom verloor. En so het ek hom probeer, ek het alles, ek het AC's en ek het Shiny Cons en ek weet nie wat alles, en Negroid suig ek dat het bars. Die apteker sê vir my, jy kan hom maar suig heel tyd, dit is net licorice. So ek sal my heel tyd suig, hopelik bly hy daar. Die ander ding, Andries en ek het vanoggend met mekaar gepraat, julle het 'n baie oulike dominee. Ek dink ou moet hom waardeer. Hy het besondere talente en gawes. Hy sê het gaan goed met hom. Somtijds de rugbybal verwyder uit sy binneste uit. So dit was baie groter as wat dit gedink het, wat hulle gedink het dat dit sou wees, maar hy's mooi herstel, hy's mooi in die gang, en ek dink hy's gelukkig en positief dat hy heel moontlik môre kan huis toe kom. Nou, hy sê, ek moet vir julle verskriklik baie dankie sê vir al die kontak en al die belangstelling en al die omgee. Hy waardeer dit geweldig. Dit beteken vir hulle verskriklik baie. So baie dankie daarvoor. Hy gaan nou terugkom. Nou gaat ons seker vir hom wil gaan kuier. Nou so ou, julle wat nou al siek was, weet so ou, lyk oulik my raak gou moeg. So kuier en loop weer vandag. Moenie te lank sit hier. Al lyk dit of hy nog wil kuier en gesels, gaan hom die kans om 'n bietjie rustig te kan herstel ook. Dis nou moenie vir hom sê ek het so gesê nie. Maar ek sê nou sommer so. Dis vandag ook biddag vir gesinne. En die mooi ding vir my, die Here het mos in sy wysheid, het sy skepping pragtig beplan. Maar hoe hy gesinne beplan het as soort van die selletjies waaruit gemeenskappe moet bestaan, is absoluut fantasties. So gesinne is die kern selletjies waaruit gemeenskappe, gemeentes en groepe in God se skepping bestaan. So ek dink om vir ons gesinne te bid is baie belangrik. Dis besonders, dis 'n voorreg. En ek dink veral aan gesinne waar dit 'n enkel ma of 'n enkel pa is wat kinders moet grootmaak weens verskeie redes, dat ou vir mekaar kan ondersteun. Ek onthou in die dorp waar ek baie lank gewoon het 'n groep eendag besluit, maar hulle gaan nou die kinders wat net 'n ma of 'n pa het, of eintlik net 'n ma gehad het, by die skool 'n bietjie treat. En hulle het die kinders gevat vir 'n naweek, hele gang kinders, 'n borge gekry, en elke kind het 'n slaapsak gekry en 'n visstok gekry wat sy eiendom was. So 'n paar sulke goeders. En die paar manne het die seuns gevat en vir hulle nou 'n paar rol probeer wees die naweek. Dit is my kosbaar. Dit gaan visvang met hulle, gaan jag met hulle, gaan kamp met hulle, in die dam gaan speel met hulle en so aan. Maar dat 'n ou spesifiek dink ook aan gesinne waar dan net 'n pa of 'n ma is, dat 'n ou vir die Here vra om daai enkel ouer te help om regtig waar hulle kinders groot te maak met genoeg vertroue in die Here dat dit alles ooruit sal afgaan. Maar kom ons bid spesifiek vir ons gesinne vandag. Goed, wat ek graag wil lees vandag uit die Bybel dan is dan die tema kind van God maak 'n impak op sy omgewing. Dis vanoggend se tema. Kind van God maak 'n impak op sy omgewing. Ek gaan die deeltjie in Filippense 3 vir julle lees. Ek gaan nie 2 Petrus 1 nou lees nie, maar Filippense 3 as jy saam met dit wou volg dan. Dis van vers 7 tot 14. Oeps, daar is hy. Dis die 83 vertaling waaruit ons lees. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo.
Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Goed. Daai was vir die kinders. Hier wil ek vir julle probeer verduidelik wat die kinders vinnig verstaan het. As jy nou saam met my sou dink vir 'n oomblik, ons lewe in 'n wêreld wat baie drasties verander. Ek dink ek is nog relatief jonk, so verbeel ek my. Julle sal nou anders te oordeel. Maar in my tyd was daar nie iets soos TV nie. TV het uitgekom toe ek seker standaard 10 dae ergens was, ek weet nie waar ek was nie. Toe kom 'n TV uit. En my pa is toe so konservatief, ons mag nie TV nie. Hy sê net, dis 'n boserige ding wat nou hier in die gemeenskap inkom. So ons het by die bure gaan kyk, das. En dan kyk jy tot daai gekleurde prentjies op die skerm gekom het en as die TV nou af vanaand, môre aand gaan hy nou weer aan. En so onthou ek 'n selfoon. Wel, die eerste rekenaar wat ek mee te doen gehad het, was toe ek statistiek op Stellenbosch gedoen het, toe het ons 'n ponskaart gehad. Dan word hierdie ponskaart, ek gaan nie al die detail verduidelik nie, na hierdie movie se kamer gestuur, met hierdie rekenaar in hierdie kamer. En hierdie rekenaar het nou gesê wat jy in die ponskaart ingedruk het. Net om vir jou te sê, 'n doodgewone selfoon het 1000 keer meer wat hy kan doen as wat hy rekenaar daai tyd kon doen. In die 90e jare kry ek ook my eerste selfoon, 'n Nokia 5110. Dit was soos 'n baksteentjie gewees. Yes, en ek het dan amptelik en grand gevoel. Ek kon mense bel soms hier die kar uit. Baie grand. En so kom daar iets soos die internet. Yes. Ek kry 'n e-mailadres, jwe@iset.co.za. Wow. Kyk hierso. 003 is my nommer by die diensverskaffer. Ek is een van die eerstes. Dis nou nadat as die amber en die rekenaarskerms nou al verlaat het, hier kom Windows. Is dit nie fantasties nie? En so groei die ding. Vandag, wat vir my nogal ontstel, soos die TV my pa seker ontstel het hier in die 70s, is wat hulle KI, dis nou kunsmatige intelligensie, nie inseminasie soos die boere sou dink nie. Maar dit ontstel my nogal, dat hulle, nou sien ek al hierdie videoetjies wat hy op jou selfoon in die oggend kry as jy wakker word. Dis seker, ek is glad nie op Facebook aktief nie, so ek het 3, en dis my 3 kinders wat my vriende is, en dis al my vrou se is daar op, sover ek weet, of is jy al op, weet nie. Maar dit ontstel my, dat jy nou hierdie videoetjies sien, dan staan Zuma hierso, of Ramaphosa staan hierso, en sê maar, Arnold Schwarzenegger se lyf, maar sy kop is boop. Maar dan praat hy soos die ou praat. Dis ongelooflik, dat die bank, nou so het ou gewaarsku nou die dag oor die radio, hierdie ou wat van pots af praat oor die rekenaars en al die gevaarlike goed. Toe sê hy, die bank kan nou al jou kind se stem namaak. Nie die bankie, AI. Kan jou kind se stem, dan dink ek is my kind wat my bel. Pa, kan nie geld ooplas in die rekening nie. Dis 'n gevaar. Dis hoe die goed gegroei het. Ons lewe in 'n totaal veranderende wêreld. En dit is nogal drasties die goeters wat ons belewe. En die gevare daaraan verbonde sekerlik ook. Nou sê die Here, vandag, in hierdie wêreld, moet ek en jy sy hande wees. En moet ons meewerk aan die heelmaakproses van dit wat alles stikkend is. In hierdie vreeslik veranderende wêreld is dit die opdrag en sy verwagting van ons. Daarom die woordjie impak wat ek die week 'n paar keer gaan gebruik, wil ek net so in kern 'n definisie vir jou van gee. Dis om 'n saak drasties te beïnvloed. Daarom het ek die aardbol en die dingetjie daar, want dit is iets wat eintlik onmoontlik is om die aardbol te kan roer, maar impak is om 'n drastiese verandering aan 'n situasie te bewerkstellig. Ag, ek vertel vir een storieetjie in Gafrie net waar ek by lank gewoon het,
het ek nou vriende gemaak met allerlei mense. Maar die een met 'n motorhawe, daar het 'n pragtige motorhawe vandag uit hom so jare wat terug gerevamp. Maar nou sit ek by hom in sy kantoortjie klein, hy's 'n baie nederige, fantastiese mens. En nou sit ek by hom 'n kuier en sy vrou kom in. Hulle dogter was daai stadium my skriba. En ek sê oggend gou daar by haar in en ek en sy praat en ek weet nie hoekom nie, maar sy sê haar ma gebruik Redor parfuum. Nou julle wat parfuum ken, dis 'n sterk parfuum. 'n Gewone vrou kan nie dit sommer dra nie, want hy kom baie duidelik oor. Jy moet 'n duidelike vrou wees. Jy moet rooi lippe hê en blou oë en jy moet gedres wees om dit te kan dra dat dit pas by jou wese. Maar haar ma gebruik toe nou Redor, sê sy vir my die oggend. Nou sit ek by haar pa in die kantoortjie en haar ma kom en sy doen die boeke van die garage en ek ruik, Phoebe ruik duidelik vanoggend. Ek sê van maar, is dit Redor wat ek ruik? Jesus, my ek verras daai vrou, ek slaan haar voete onder haar uit. Regtig Johan, weet jy? Ek sê ja, ek ruik hom, is Redor. En so toe sy uitstap, toe hang Phoebe in haar kantoortjie, want Redor hang daar. Dit het agtergebly. Dis impak. Dis as ek en jy in 'n plek instap as kind van die Here en ons loop uit, dan moet daar iets hang. Dan moet nog iets wees van ons was daar. As baie goed wat in my lewe gebeur het, ek vertel een ding gou, op 'n plaas eendag in daai selfde dorp, is daar 'n klomp manne bymekaar en die ouens braai en hulle staan in 'n kring daar. En die ou wie se plaas het, hy was so groot ou. Hulle het eendag gesê toe die boere by Koelsberg uitklim en die Asififi tannies vir hulle moet kos gee, toe sê hulle vir hom, jy moet net die eerste uitklim en dan dink die tannies ons het klaar geëet. So groot ou was hy. Maar ons staan op sy plaas in 'n kringetjie en van die ouens kritiseer iemand in die dorp, die ou is nie daar nie. En hy vat die ou so aan sy skouer, hy sê ou mater, jy gaan nie so oor daai maat van my praat as hy nie hier is nie. Toe is dit doodstil. Toe daai kringman op met skinder. Hy het ietsie agtergelaat, impak gehad, deur bloot iets wat hy gesê het. Ek en jy moet impak hê, ons moet 'n situasie kan verander. Dis wat die Here van ons verwag, waar ons hierdie week met mekaar gaan praat. Want, ek wil net sê, dis alle gelowiges moet oral, altyd impak maak, deur hoe ons die Here in ons teenwoordig stel. Dis ons verantwoordelikheid. Die Here woon in sy kinders deur sy Gees en waar ek en jy kom, stel ons hom teenwoordig. En as ons gaan, moet daar iets agterbly. Dis impak. Dis om die wêreld te verander en 'n beter plek te maak. Dat daar 'n stukkie hemel kom waar ek en jy beweeg. Filippense 1 sê dit baie mooi, daar staan, om te lewe beteken vir my om vir Christus te lewe. Nie vir myself nie. Filippense 3 wat ons gelees het, ek sal alles prys gee ter wille van Christus. So die spotlight skuif weg van my af. Dit fokus op Christus. En dit maak dat daar impak kan kom en dat dinge verander. Net so 'n kern om die ding net van mekaar te onderskei. Die geestelike groei is iets anders as impak. Dit beteken amper soos die spieeltjie wat ons net ou gehad het, as jy in die spieeltjie kyk. Geestelike groei beteken ek fokus 'n bietjie op myself. Geestelike groei wil ek nie afkraak nie, dit moet kom, so hoor my nou baie mooi. Dit is uiters belangrik. Dit gebeur in Bybelstudiegroepe, in naweke wat ons bywoon, motiveringspraatjies, wat ook al. Maar nou gebeur dit het ek in my lewe baie gesien wat nogal ontstellend was, dat mense dit bywoon, elke Bybelstudiegroep, elke erediens, alles. Hulle gaan na al hierdie ry ver afstande vir hierdie naweek, spiritual naweek wat nou daar gaan gebeur en so aan. Maar hulle doen nie veel in die gemeente nie. Dis soos mense wat eet en hy's 'n 100 meter atleet, is later aan so groot, hy kan nie die wegspringblokke wegkom om iets te doen nie, want hy het te veel ingeneem. Dit wat ek en jy inneem, moet ook soos die spieeltjie weer kaats word. Anders beteken dit nie veel nie. Ons moet ook uitgaan en impak gaan maak, nie net inneem nie. Geestelike groei is inneem. Dis uiters noodsaaklik, maar dit kan nie net daar bly nie. Jy gaan al dikker en dikker raak. Jy moet gaan oefen. Jy moet ook dit gaan uitdra. Ek wil oor impak nou 'n paar dingetjies net sê. Ek is nou by 5. Alles is 5 vandag. Ek wil 5 goedes oor impak sê. Ons gaan 5 dae praat, 5 temas koppel. Nou impak wil ek in die eerste plek sê, dis om 'n nuwe uitsig op God te kry, om God vanuit 'n nuwe hoek te kan bekyk, hom op 'n nuwe manier te kan verstaan. Môre aand gaan ons 'n bietjie meer daaroor ook praat. Maar goed,
Dis om 'n nuwe uitsig op God te kry. Dis om te begin om te vergeet van my, of kom ons sê, geen geheue te hê oor my eie prestasies, my eie ou goedjies wat ek nou reg gekry het nie. Maar om 'n sterk geheue te hê oor God, wat hy gedoen het, wie hy is, hoe hy optree. Daai moet sterk wees. Dit moet sterk wees, 'n nuwe uitsig op God. Die God wat redding skenk. Die God wat my nuut wil maak. Wat my soos Jesus wil maak. Dat ek hom op 'n nuwe manier sal raak sien. Dis wat impak. Impak is mos eintlik die Here wat dit doen. So, as jy wil impak maak en 'n wêreld wil verander, ons dorpe nog lekkerder, nog mooier dorp wil maak, dan moet jy onthou, hou op om te fokus op jouself. Kyk na die God wat dit eintlik doen. Na die potensiaal wat daar sit. Na die krag wat in hom gesetel is. Wat aan die gang kan kom. So impak gee my 'n nuwe uitsig op die Here, wat eintlik die doener is, nie ek nie. Die tweede ding rondom impak is dit gebeur buite 'n ou se geriefzones. Hier in die kerk is dit mos nou lekker. Hier is my boetie, hoe's dit? Dit gaan goed man. Hier is hy, gaan met my ook goed. En ons vyf mekaar blink. Ons komplementeer mekaar en is te lekker, want ons almal voel dieselfde. Ons dink dieselfde. Maar daar waar die tekkie die teer tref, daar is dit partytjie anderste. Daar waar jy hoor, sorry meneer, ons kan nie meer bekostig nie, jy verloor jou werk vandag. Daar is dit bietjie anders. Daar waar die dokter vir jou sê, ek is jammer meneer, mevrou, maar dis 'n ongeneeslike kwaal, ek kan niks meer vir jou doen nie. Dan is dit anderste. Daar waar die tekkie die teer tref. Ek vertel vir jou net in kern wat met my gebeur het op 'n stadium in my lewe. Ek was nou 'n dominee, ek wou graag 'n goeie dominee wees. Ek mag gesukkel, ek was nie so goed nie, maar ek het dan probeer. En so het ek een teksversie ontdek wat ek almal mee getroos het. Jong, daai teks het gewerk soos 'n bom. As 'n ou siek was, dan sê ek vir hom, "Jesus, kom ons kyk gou in Psalm 37." Dan lees ek dit vir hom. Jong, en dan stap ek uit, dan voel ek aan lekker, ek het hierdie ou nou baie beteken. Daai die woord het nou vir hom oopgegaan. En so, by hierdie situasie, hier siekte, hier is dood, hier is wat ook al, Psalm 37, die Psalm sê so mooi, daar staan in daai deel, vertrou op die Here, vind jou vreugde in die Here, woon en werk rustig voort, en hy sê jou gee wat jou hart begeer. Wat meer wil jy nou hoor? Tot jou hand toe in 'n krisis kom. En toe lees ek hy versie, dit help vir almal, kom ons lees dit. Toe werk het nie vir my nie. Toe tref die tekkie die teer. En ek is in 'n worsteling. Ek sê, Here, hoe die duiwel kan dit nou, hoe op aarde, hoe die hemel, ek sê, wat is die regte woord nou daar? Maar hoe op aarde is dit moontlik dat hierdie versie nou nie vir my werk nie? En ek het gaan stap. Kilometers. Ek het die kar 'n keer by die dorp en ek het gestap. Ek sê, Here, nou stap ek tot ek en jy vrede het. En ek het gestap en ek kon nie vrede kry nie. En ek het teruggekom, as ek die laaste 100 meter na my kar en had ek 'n paar kilometer geloop het. Toe tref iets my. Onder andere 'n paar dinge in die vers, maar onder andere, hy sê jou gee wat jou hart begeer. Toe klik ek weet nie wat my hart regtig begeer nie. So ek het vir die Here dalk gevra, gee vir my dit, en toe gee hy dit nie. So hy luister nie. Hy weet baie beter wat my hart begeer. So hy dalk vir my iets anders te gegee. Hy dalk vir my vrede gegee, wat ek op my eie nie sou kon kry nie. Maar dis die punt wat ek wil probeer maak. Dit gebeur buite jou geriefzones. So impak maak jy daar waar dit nie altyd so veilig is nie. Daar waar dit nie altyd net kerkmense om jou is nie. Ek weet nie of ek laasweek vir julle vertel het van die ou wat my hout afgelewer het, die met wie ek praat. Nou is 'n doodgewoon ou van kant af ken jy, hy's 'n delivery man van Mosselbaai. En ons praat, hy weet nie wat ek doen nie, glad nie. Ek ken my glad, ons ken mekaar glad nie. En toe sê hy vir my, meneer, mag jy 'n geseënde naweek hê? Ek sê, Here, dis nou julle in 'n ander posisie wat ons nou kom. Hierdie doodgewoon ou wat ek van kant af ken nie, ken blykbaar vir u, want hy weet van 'n geseënde naweek. Dit het impak gemaak. Ek onthou dit. Ek onthou daai vriend wat gesê het, o mater, jy moet nie so praat as my vriend nie hier is nie. Ek onthou sulke goed, want dit maak impak. Daar waar iemand iets van die Here bring in 'n doodgewone situasie. Goed, so impak maak is ons tweede gedagte gebeur buite ons geriefzones, daar waar die storms is. Daar waar dit nie so maklik gaan nie.
Dis waar gelowiges uitstaan, omdat daar rustigheid kom. Omdat hulle die Here teenwoordig stel in 'n krisissituasie. Alle gelowiges het die Here verwagting om dit doen. 'n Verdere ding rondom impak, dit gebeur in die klein dingetjies. Dis nie dat ek en jy nou hier moet instap en ek plaas 3 miljoen rand hier so op die tafel en sê vir Oudtshoorns munisipaliteit, "Jesus, kom maak die stormwater stoot daar langs my, is reg. Kom doen dit en dat, hier is 3 miljoen rand." Dis nie waaroor dit gaan nie. Glad nie. Impak kom in klein dingetjies. 5 broodjies en 2 visies. Dit wat ek het, wat die Here in my hand geplaas het, stel ek tot sy beskikking. Hy maak dit meer. Hy voed meer as 15.000 mense. Toe die seentjie daar kom en hy sê, "Jesus oom, ek het 5 broodjies en 2 visies," en die Here se disippels sê, "Nee, wat is dit vir so baie mense?" Die Here sê, "Bring, laat ons bid en breek." Ja, en ek sien hy prentjie, die ou net op met breekie. Daai broodjies, weet jy, wanneer vat hy 'n broodjie nommer 2? Jy sal 10 mandjies uit van broodjie nommer 1. Flip, ek kyk hierdie visies. Hoe kry jy dit reg? My bietjie in sy hande word baie meer. Impak kom in klein dingetjies wat jy doen. Die tragedie vir my, dalk moet ek dit maar met jou deel. Ek het gesien in my lewe dat mense wat die kerkbanke warm sit nie, wat maar min daar kom, hierdie wat so met 'n dood en 'n begrafnis en partykeer met 'n nagmaal in die kerk kom, dat hulle partykeer goeie impak maak vir die Here. Dat hulle partykeer dinge doen wat ons kerkmense nie doen nie, want hulle doen dit van self. Ek weet nie altyd wat hulle motivering is nie. Maar ek moes eendag vir iemand sê wat vreeslik veroordelend was oor iemand anders. Toe sê ek, "Man, weet daai ou doen dit en dit en dit." Nee. Ek ry en gaan vir net en ons sê in die kerk, die Sondagoggend, ons soek watertanks, wat ons in die Transkei by 'n kerk wil gaan aflei sodat hulle water het daar. Daai maandag kom 'n ouma rowe, kyk hy's rof. Ek ry doodrustig, maar hy swaai oor 'n ramp op my kar uit die pad en ek dink, wat gaan met hierdie ou vandag aan? Hy stop en sê, "Ja, Jan, ek wil een van die tanks sal ek betaal, maar jy sê dit vir niemand nie. Jy bly dood sal oor." Hy was toevallig hy Sondag in die kerk, hy wil 'n tank, hy is nie ryk ou gewees nie. As ek nou sy storie vir hulle vertel, glad nie ryk ou nie. Met sy rowwe bakkie ry my uit die pad uit in die straat, in die dorp. Ek wil een van die tanks gee, maar jy sê dit vir niemand nie. Sulke goed gebeur. Impak wat jy maak in klein dingetjies, wat jy bereid is om te doen. 'n Bietjie sout maak die vleis geurig, 'n klein liggie vat die donkerte weg, maar dat ek en jy dit gee, al is dit klein. Die Here sê in Matteus 16, "Ek was dors, jy het my 'n bietjie water gegee, man. Ek was in die tronk en jy het my besoek. Ek was siek en jy het my besoek. Nie jy het my gesond gemaak of bevry die tronk, het my borgtog betaal of wat nie, niks sulke goed nie. Jy het by my 'n draai kom maak." Klein dingetjies wat ons doen. Daai klein SMS'ie, WhatsAppie wat jy stuur vir iemand. Dit maak 'n groot verskil in die Here se hande. Dit skep veral nuwe verhoudings. Seker impak. Dis mos die Here wat dit doen, sê ons. Hy woon in ons, so ek en jy volg hom. Waar het hy nou weer gegaan? Ek wil vandag by jou eet, ou sondige tollenaar, klim uit die vrye boom uit, ek gaan by jou eet. Toe gaan eet die Here by hom. Nou nie wie daai daar sê ons geëet het hulle lewens gedeel. Soos as vir jou saam met 'n tollenaar gesien het die Jode jou veroordeel. Jy's 'n sondaar. Jy eet, jy deel jou lewe met sondaars. Hy sê, "Gees, klim man. Ons gaan graag by jou eet." Thomas, jy weet jy eers kan glo nie. Kom nie so man, ek wil saam met jou eet. Dis ons Here. As hy vandag sou lewe, of op aarde sou beweeg hy lewe, verskoon my vir woordfout, maar dan sou hy in die plakkerskampe rondgeloop het. Dink ek. Hy sou in die hospitaalsale rondgeloop het, op die rugbyveld, in die workshops van ouens wat miskien swys of wat ook al doen, in die winkels, malls, oral rondgeloop het. En hy sou iets hemels agtergelaat het, soos die red door toe Phoebe uitgeloop het. Sou hy iets agtergelaat het in daai gange waar hy beweeg het. Dit skep nuwe verhoudinge. Dit skep 'n situasie waar hierdie rowwe ou met jou begin praat.
Ek het in my lewe die voorreg gehad om te sien hoe rowwe ouens tot bekering kom, wat dan nie 'n mens met hulle gepraat het nie, wat die Here met hulle gepraat het. En dan swaai die ouens se lewe net so. Goed, impak skep nuwe verhoudinge, jy gaan met vreemde ouens kennis maak. En vreemde ouens gaan partykeer jou vriende raak, of jou boetie, of jou sussie raak. Dis deel van die hele proses van impak. Net so laaste een wat ek wil noem, Shalom begin heers en vloei oor na ander. Hier is al baie met julle gepraat oor die woordjie Shalom, so ek gaan dit nou nie weer sê nie. Maar Shalom is eintlik 'n situasie waarin jy kom waar al jou behoeftes bevredig is. Die Bybel praat later, skryf hulle in Timoteus, wees vergenoegd, wees tevrede met wat jy het. Dis amper Shalom, om te sê, wow, my gesondheid is fantasties. Ek het genoeg geld om te koop wat ek wil hê. My kar is okay, die huis is okay, my vrou, my man is okay, my kinders is okay. Alles is eintlik alright. Dis Shalom. Ek voel so lekker. En ek wil aftrede vir julle aanbeveel. Dis so na 'n Shalom as wat ek in my lewe was. Dis waar ek nou is. Dis verskriklik lekker. Die Here is so goed vir 'n mens dat ek dit verskriklik nie. Maar goed. Nou nie daaroor meer uitwy nie, maar die punt, Shalom. Want as jy op die Here begin fokus, dink aan die spieeltjie wat weer kaats, dan weer kaats hy op jou iets van homself. En dis sy Shalom. Ek sorg vir jou. Ontspan my kind. Dis die ontdekking wat ek en jy moet maak. Die Here sal sorg. Ek hoef nie te worry nie. Hy sal sorg. Dis Shalom. So deel van impak maak is dat hierdie vergenoegdheid, hierdie ek is tevrede met wat ek het. Dankie Here. Die Shalom, dat dit oorvloei ook na ander mense, want die Here gee dit vir my en ek weer kaats dit na ander ouens toe ook. Op watter manier ek ook al die kans kry om dit te kan doen, om dit aan te pas. Dis impak wat hy op my lewe het, wat ek oordra ook op ander. Goed, nou weet ek moet ek klaarmaak. So ek wil saamvat. Dis my baie belangrik dat ek en jy dit besef. Impak is slegs moontlik deur 'n kind van God. Want die Here doen dit. Ek en jy wat sy kinders is sy kanaal waardeur hy dit doen, want hy woon deur sy Gees in ons. Net 'n kind van die Here kan werklik impak maak. So, daarom die duimpie, alles is reg. Kind van die Here maak impak. Fyn, dit werk. Ons kan gaan impak maak omdat ons sy kinders is. Want ek stel hom teenwoordig. Het jy gehoor wat hy vir die tollenaar sê daar by die tempel, bid hy die Fariseë en die Fariseë gee 'n toespraak vir die Here af. Die Here moet tog nog klik hoe 'n wonderlike ou hy is. Ek gee tiendes, ek skryf teksverse op my rok se soem. Ek is eintlik iets fantasties. Here, u seker baie bly om my as kind in die hemel te ontvang. Wat 'n wagen. Die tollenaar staan aan een kant. Staan sy bos, Here, wees my sondaar genadig. Wat is Jesus se reaksie? Hy tollenaar gaan die hemel toe. Hy het op die regte punt gekom. Dink aan hy twee ouens aan die kruis, moordenaars wat hulle ook dan nou al gedoen het. Die een ou spot met die Here soos almal met hom spot en die ander ou sê, Here, dink aan my as u vandag, as u in u koninkryk kom. En Jesus sê, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Dis die voorwaarde vir kind van God te wees, as ek dit 'n voorwaarde mag noem, dat ek soos 'n bedelaar voor hom kom staan. Ek het niks. Asseblief. Wie beeld wat die laaste tyd in my kop gekom het. Ons praat van ons met die Here aanneem, as ons nou sy kinders in die geloof moet ons hom aanneem. Toe een nag, ek lê baie keer in die nag wakker. Nou weet ek nie wat om te dink nie. Dit ek al gelees ek aan die Here dink, dan slaap ek dalk 'n bietjie gouer, want die duiwel wil hê nie dan help hom om gou te slaap. Hy's te bang as ek te lank aan die Here dink. Maar so het ek 'n prentjie gesien. My verlossing werk so, dat die Here het 'n geskenk gaan koop. Ek vir jou een van daai my vrou weet nie wat om vir my te gee nie. Dan het ek al vir haar 'n tip gegee, waar wil jy gaan kyk, by die mall, of by die Mercedes garage, of waar wil jy gaan kyk, vir 'n persent vir my. Maar sy vang nou nog nie die skimpa, sy moet gaan kyk nie. Maar okay, hy het hierdie geskenk, hierdie reuse geskenk, my verlossing, gaan koop. Hy het dit betaal, met sy bloed. En hy kom sit dit in my voorportaal neer. Johan, hier is dit. Ek het dit by jou kom aflewer. Ek het 'n keuse of ek dit wil uitskop by die deur of dit binnekant gaan hou. Dis die keuse.
Wil ek my redding uitskop, of wil ek dit hou? Dis op jou in die keuse. En baie keer, want ons kan niks doen om dit te kry nie. Dis klaar daar, alles is klaar gedoen, volledig. Moet dit net nie uitskop nie. Aanvaar dit net. En ek het 'n prentjie gekry, wat vir my ietsie sê. Ken julle daai ding? Dis nou, hulle noem dit paragliding. Ek is baie bang vir baie goed, onder andere vir dit. Maar, dis nou dan noem hulle dit 'n tandem gliding. Nou wil ek sien, daar's 2 in daai tou. Gelukkig kan jy nie sien nie, maar my vrou is die voorste een. Sy is 'n daredevil, meer as ek. En toe ons seker so 'n maand of wat terug in Sesfield is, hoor ons van die ding, sy wil dit gaan doen, kom ons gaan doen dit. Ek sê jy vervoer tot daar, ek sal betaal, dan gaan ek vir jou kyk en jou afneem. Maar my, aan daai tou kry jy nie. Nou spring hulle teen daai hengse hoë berg af. Die ou wat dit nou kan doen, hy sit en ek weet ek verduidelik dit nou terwyl van my beeld op 'n sekere manier, hy hou jou vas. Hy kan die ding doen. Hy is die kundige. Hy hou jou vas. Maar as jy uiteindelik land, dan sê jy ek het geparaglide. Daar, die is veilige land, nie my voete seer gemaak nie. Ek het. Hoekom? Omdat hy my vasgehou het. Daarom kon ek dit doen. Dis my redding. Dis soos om 'n tandem paragliding ding te doen. Die Here wat nie net die geskenk gee nie, maar my ook vashou om dit te kan vat. Hy hou my vas. Ek moet net sê, help. Lazarus, ou bedelaar, sy naam word in sekere vertalings gesê, dit beteken letterlik, God help. God is my enigste hulp. Dit was wat hy bedelaar ontdek het. Daarom het hom die naam simbolies ook gegee in die Bybel. Here, help. Ek kan nie. Dan sê hy, jy is my kind. Toe het hy vir die tollenaar gesê, so het die ou in die kruis gesê, so sê hy vir my en jou. As ek net op daai punt kom help, jy is my kind. Net 'n kind van God kan impak maak. Want die Here leef in hom. En die Here is op die ou en die een wat die impak maak. Goed, ek wil eers met saam bid. Kom ons sit net so. Ek gaan nie dat ons vanmôre aand of sal ons bid. Ek gaan nou sommer net saam bid en dan gaan ons hierdie wonderlike lied daarna sing. Kom ons maak ons oë toe. Here, ek sê vir U dankie vir U woord vandag. Dankie dat U met ons gepraat het en dat U vir ons kom gee het wat U wou gee aan geestelike voedsel vandag. My gebed is dat ons mag leer die wonderlike voorreg en heerlikheid daaraan verbonde om op U te fokus en aan U gebind te bly en U toe te laat om ons vas te hou. Nie ons uit die hande uit te wil ruk en weer op ons eie te wil staan, selfstandig te wil wees nie, maar om die heerlikheid van afhanklik te wees, van bedelaar te wees voor U te geniet. Seën ons in hierdie week om U woord te verstaan as ons daaroor praat en in ons lewens te kan toepas. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dis ook van die wonderlike voorregte wat 'n dominee het. Ek kan jou groet en ek mag vir jou seën. Dit is my kosbaar dat ek dit mag doen. Dat ek vir elkeen van julle en vir myself mag sê, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly elke oomblik hierdie week. Amen.